Ek kuier saam met een van my ou vriende, die man met die diep stem, dis so cliché. In elk geval, dit gaan maar baie moeilik met hom in die kunste en die breë, want hy moet intussen deesdae sy inkomste aanvul as kroegman of 'n mengeldrankie maker, mengelaar. Baie welkom, Matthys Roots. Ja, en tequila is goed vir my stem. Dit help. Ja, baie welkom, lekker om hier te wees. Matthys, jy is op pad na Aardklop toe met 2 produksies. Kom ons praat eers oor Afrikaans taal van my hart 2. Dis jy en Jacobus Silwer. Nou in die eerste plek wil ek vir jou sê, as 'n mens by nommer 2 trek, dan beteken nommer 1 was of 'n totale flop en met dit oordoen of hy was regtig gewild. Hy was regtig gewild, ons het nie so baie gedoen nie. So mens moes nou nommer 2 doen, want as jy terugkom na dieselfde na 'n jaar, na dieselfde plekke toe, dan moet jy nou net dan 'n bietjie iets anders gee, net om te bly groei. Maar tussen ons twee het ons so baie musiek wat ons mee saam in die restaurante gewerk het. Hy het in Bloemfontein, daai hele pub scene gedoen, met al die Afrikaanse musiek, en hy's heel wat jonger as ek, maar hy hou van die ouer Afrikaanse musiek, die musiek wat my ook laat van Afrikaans gehou het. Toe almal half die silly Afrikaans doen, nog steeds doen, ek nooit daarvoor geval nie, maar ek het van die Koos Doepe gehou, ek het van die Johannes Kerkorrels gehou, die ouens wat jy so 'n bietjie trots maak, Valiant Swart, as jy Sonvanger luister, is jy trots om die ou te ken, of ek is beïndruk dat ek die ou persoonlik ken, wat daai woorde kon skryf, en dis hoe die storie begin het, ek en Jacobus 1 hand om 'n vuur, en ons net soveel meer musiek wat ons nog kan doen, en dis Afrikaans vertel die storie, en dit kom, en almal wat dit kom luister kan teruggaan na hulle jonger dae toe. So daar's ewig 'n nostalgiese waarde daarin. Groot nostalgies, maar mooi liedjies. Ons kies nie 'n liedjie net oor hy nostalgies of net oor hy gewild was nie. Albei van ons het, dan moet 'n musikale meriete, iets staan ook wees. Hy moet regtig jou raak op 'n vlak 'n bietjie asem te haal en terug te sit en sê, wow, dis mooi. Ek wil vir een keer vir jou 'n ernstige vraag vra. Ja, is jy reg? Nee, dit gaan oor Afrikaans, want ek meen, jy kan omtrent nie, laat ek nie die woord koerant nou gebruik nie, want ons weet almal wat nou in die media aan die gang is rondom sekere koerante, of die afgelope ruk in elk geval. Maar jy kan omtrent nie 'n berig lees sonder dat daar een of ander iemand is wat Afrikaanse oorlewing op een of ander manier bysleep nie. Dink jy ons moet op 'n stadium 'n bietjie rustig raak en ontspan? Dis persoonlik my mening. Ek dink ons moet Afrikaans bemark. Ek dink nie ons hoef hom te verledig nie. Wat is jou mening? Ek dink jy moet niks forceer nie. Ja. Doen wat van jou hou. Ek dink dis hoekom musiek van Koos Du Plessis die ons my so geraak het destyds. So ook die Engelse ouens se musiek wat ek gedoen het. Ek het gesing waarvan ek gehou het. En as jy op enige iets wat jy in Afrikaans doen, en jy hou regtig daarvan, jy forceer dit nie om 'n ideologie te probeer propageer nie. Ja. Dan gaan hy homself kan dra. Dan raak hy mooi ook. Dan is Afrikaans op sy mooiste. Iemand moet nie vir my sê as ek Engels praat, nee, praat asseblief Afrikaans nie. Of as ek nou en dan 'n slang woord gebruik, ek probeer dit nogal vermy, maar dis vreemd vir my op die verhoog wil ek nie graag. Dis nie vir my mooi om slang te praat nie. As ek om 'n braaivleis vuur dan maak dit nie saak nie. Maar ek dink wees net trots op wat jy van hou en doen dit. Moet dit nie. En dit sal dit self. Moet dit nie by ideologie koppel. Ja. En dan want onmiddellik verdeel jy hom dan. Ja, natuurlijk. Jy verdeel in 2 groepe. Ja. As jy daarvan hou dat dit vir jou mooi is. Ek het Sonvanger, ek het nou weer Sonvanger. Ek noem nou weer van Sonvanger van Valiant Swart. Ek het dit een keer in Mackay in Australië, daar teen die ooskus op in Australië noordop. Het ek hom gesing en reg voor my sit daar 'n meisie, maar sy huil verskriklik. En na die tyd gaan ek nou toe ek sê, hoorie, ek is so jammer ek het ontstel. Sister, I don't understand the word you were singing, but it was so nice. Dis So die ding is, emosie kan vertolk word sonder dat jy moet weet wat gesê word. Ja. In Afrikaans het daai vermoë om dit te doen. Ja, en wees trots daarop. ook, ja. Kom ons praat nou van, wel, dis nie slang nie, maar dis mengel. Ons het by Aardklop hierdie jaar het ons 'n nuwe konsep aan die gang. Ons skep daarby Roots, ons verwys daarna as Roots se substasie. Dis waar ons 'n klomp ekstra bykomende aktiwiteite en aanbiedinge aanpak, sodat daar vir die ou aardklopper ook nuwe ervarings is en nuwe belewennisse is. En jy het uit jou eie uit met die voorstel gekom en gesê, maar wat van jy, en ons noem dit nou Roots mengel by Roots, want jy het intussen die afgelope paar jaar 'n voorliefde ontwikkel vir 'n cocktailmakerytjie. Ja, ek is nie 'n cocktailkenner nie.
maar ek het 'n paar gunstelinge. Ek weet van ander mense wat ook 'n paar gunstelinge het. Ons kan later daaroor gesels. En dit bied net so 'n ander tipe aktiwiteit om 'n tafel. As mens braai, dan maak die vrouens slaai en die mans braai. Hulle kuier nie altyd saam, jy weet dieselfde. Maar as ek pizzas maak by die huis, dan staan almal om die pizza oond en almal is deel daarvan. En om 'n cocktail of 'n mengeldrankie te maak is deel van daai proses. Almal wil hom kon shake en dan wys jy vir hulle hoe 'n prou dit doen. Jy wys vir hulle daar's nou so 'n paar maniere wat jy nie moet doen of nie moet doen nie, of moet doen en nie moet doen nie. Maar eintlik het dit per toeval gebeur dat ek is deel van 'n klein distilleerdery wat begin het en hulle verskaf ook die drank spesifiek by die substasie. Ja. Hulle noem hulle self spoorlyn, so die substasie is daar en dit ek vir hulle gesê hoor, maar kom ons doen so iets. So ons gaan dit daagliks 4 uur doen, hè? Daagliks 4 uur. Ja, en die toegang is gratis, maar as mense dan nou by die stasie op 'n stasie wil beland. Ek het op die stasie het ek as 'n drankie ook as 'n daiquiri. Ja. En ek wil net vir die mense sê daar's 'n verskil tussen op die stasie en op 'n stasie. So daai is op die stasie. Maar dis elke dag, maar ek gaan meestal sing en tussendeur met hulle gesels en dan ander mense wat die ouens wat my gaan help, hulle gaan nou wys. So ek sê nie ou wat cocktails maak nie. Ja. Maar ek sal 'n paar maak ook net om dan saam met die mense te mag kuier. Ag, dis net omdat jy lus is om ietsie te proe. Ietsie te proe. Matthys, ons moet afsluit. Sê net gou vir my, in alle eerlikheid, wie maak die beste margaritas, ek of jy? Jy sal my nie moet kom proe. Nee, Ek word nie genooi nie. ek het 'n paar variasies wat ek nou al doen, hang af in watter rigting jy wil gaan. Dieselfde basis, maar jou tequila is belangrik. Ek weet Moenie cheap tequila ingooi. Dis ja. Dit is Matthys Roots op pad na Momentum Beleggings Aardklop 24 tot 29 September met sy 2 baie uiteenlopende aanbiedinge. Besoek ons webwerf vir meer inligting en koop jou kaartjies nou by Ticketpro.